everyone, every step I take. Let my life bring glory to your name. Here I am, I'll follow where you call. Not my will, but yours above it all. Hi en welkom almal by die kanaal Not My Will. Dit word vrylik vertaal, Not My Will word dan nie my wil nie. So welkom, hierdie is een van ons eerste Afrikaanse potgooie en ek het gedink ek gaan gou met julle 'n gedagte deel wat gister vir my net so duidelik geraak het toe ons in die gemeente was gister en ons het saam gesing. Soos julle weet is my gemeente is Engels en die liedjie se naam is This is the Air I Breathe, of net Breathe, deur Michael W. Smith. En daar was vir my net 'n oomblik terwyl ons saam gesing het, en ek gaan dit vandag met julle deel, want onthou waaroor hierdie kanaal gaan, is oor disipelskap, dis om die Here na te volg. So, as jy hier is vandag en jy luister na die woord, en jy is nie 'n disipel van Jesus nie, hy het jou nog nie nuut gemaak nie, dan moontlik mag hy die boodskap gebruik om jou nader aan hom te trek, jou meer van sy waarheid te wys, en ek hoop hy doen, maar vir die van ons, en ek deel dit nou met my broers en susters, wat saam met my in Jesus nuut gemaak is. Ons sing die liedjie, en daar's 'n stadium, en ons sing This is the air I breathe, en ons sê This is my daily bread, en ons verwys na God se gees, God se teenwoordigheid, God se woord, wat ons alles moet wees, en dan sing ons in die chorus dan, is nou my Afrikaanse, die weergawe van die chorus, die koortjie gedeelte, die chorus sing ons dan, and I am desperate for you, ek is desperaat vir u, en in dit, weet ek het baie emosioneel geraak, want, en dis nou net 'n persoonlike ding, en dalk is dit nie waar van jou nie, maar ek het ewe skielik besef, dis een ding om te sing, I'm lost without you, dis die tweede deel, ek is verlore sonder u, en dis iets wat ons almal kan van getuig, en ons kan dit sê, want ons weet ons kan onsself nie red nie, dit moet die Here Jesus wees wat ons red, en sy bloed wat ons vry maak, en is hy wat ons die lewe gee, maar om te sing, ek is desperaat, I'm desperate for you, was vir my, toe in daai oomblik is ek net weer geconvict, ek is deur die gees aangegryp, en ek het net besef, ons sing baie keer liedjies, en ons bedoel nie wat ons sing nie. Want hier is die verskil, vriende. Ek dink die liedjie gaan nie noodwendig, en ons almal doen dit, wanneer die storms kom, en het slaan teen ons deure, en ons verloor naastes, ons gaan deur finansiële goed, ons gaan deur familieskeure, wat ook al dit mag wees, dan roep ons uit na die Here. En ons roep en ons sê, Here, ek het u nou nodig, Here, vir 'n deurbraak, doen iets, kom help my, ek kan myself nie help nie. En dis reg, en ons mag, hy nooi ons uit en sê, roep uit na my in jou uur van nood, en ons doen dit. Maar in die geval, toe ons die liedjie sing, was my oortuiging, want dit is tog nie waar ons wil leef nie, ons wil nie leef in 'n toestand van nood nie, ons wil die Here geniet, en ons wil in sy genade leef, en selfs in hierdie kort tyd wat hy vir ons op die aarde gegee het, en om sy lig en sy sout te wees, wil ons leef in die tye van vrede ook, en die tye van blydskap. Maar wat doen ons in daai tye? Kan ons dan nog steeds sing, Here, ek is desperaat na u? En ek moet vir julle sê, ek besef toe vir my, dis nie dat en dis 'n groot woord, dis 'n swaar woord, om te sê ek is desperaat na u, en dit laat my dink aan Dawid wat hy skryf in Psalm 42, en as jy Afrikaans groot geword het, gesing het op skool of in die kerk, sal jy die lied goed ken, en hy sing, soos 'n wildsbok, smag na water, smag my siel na u, o Heer. En ja, dit is net vir my emosionele weer gewaarwording, kom ons sê dit, 'n gewaarwording weer, 'n oomblik, om te besef, maar is dit waar van my?
Is dit waar van my in die goeie tye, as ook in die slegte tye? Is dit waar van my in wanneer ek sit om die etenstafel saam met my familie, wanneer ek by die werk is, wanneer ek deur goed gaan, wanneer ek planne maak vir die jaar? Is dit waar van my? Dat my siel smag na die lewende God. Of dat ons dan daai liedjie sing van Michael W. Smith, I'm desperate for you. En my hart was gebreek, want ek het besef, ek sing dit, soos baie anders, soos baie van julle, soos baie van die mense, sonder om te besef wat ek sing. Die ding van dit is, vriende, ons is geroep om die Here na te volg, te smag, in 'n desperate manier na te jaag, vir wie hy is. As ons hom leer ken deur sy woord, as hy homself openbaar deur hoe hy getrou is aan ons, deur elke oomblik, elke seisoen van ons lewe, en as jy die Here ken, as jy hom ontmoet, en jy het hom gesien, en dis wat die Engelse woord sê, taste and see that the Lord is good. As jy hom een keer gesmaak het, my vriende, een keer beleef het, een keer beleef het, dat hy nie net 'n teologiese konsep is, nie net 'n teorie is nie, maar waarlik die lewende God, by jou, by my, reg nou, elke oomblik, dan sal ons na hom smag, nie vir wat hy vir ons kan doen, of selfs wat hy vir ons gedoen het nie, maar vir wie hy is. Hy is die lewende God. Hy is als. Hy is als. So vriende, ek hoop, en ek sal die liedjie weer vir ons dan in die beskrywing sit onder. Luister bietjie na dit weer. En bid en vra die Here om vir jou te wys en weer in jou iets wakker te maak. Laat sy gees, ons gees lewendig maak en die energie en die soeke gee om hom te volg en na hom te smag. Te smag soos 'n wildsbok. En ek sien die prentjie van 'n wildsbok wat loop ver in 'n dorre woestyn. En hy's dors en hy weet hy kort water vir sy oorlewing en dit is hoe ons die Here moet navolg. En mag die Here jou help, soos wat hy my moet help, om hom te volg en ons te herinner dat ons desperaat na hom moet soek, dat ons hom meer sal ken, dat ons naby aan hom sal bly en hom sal volg, dat ons sy kinders sal wees, onder sy vlerk sal bly en dat ons hom sal desperaat najaag, sal smag na en hom sal, ek wil nie die woord smeek gebruik nie, maar want dit is tog dit is Dawid skryf dit en hy praat van 'n begeerte, die liedjie praat van dit, 'n begeerte om so na aan God te wees, elke dag. Hoekom wag vir Sondag? Elke dag. So mag die Here jou help, vriende, vandag en ook vir die jaar wat kom en vorentoe, dat jy 'n smag en 'n begeerte sal hê na die lewende God, wat niks in hierdie wêreld, niks van jou eie planne, niks van die oulike goedjies wat ons mekaar kan sê, dit niks sal daai dors kan les, behalwe die Here homself. Mag die Here jou seën hierdie week, tot ons mekaar weer sien. Mag hy jou sterk hou en gebruik as lig en as sout in hierdie wêreld, vir sy glorie.